Liewe medegelowige, ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus en ek hoop van harte dat dit met jou sommer baie goed gaan. Vriende, die tyd is besig om nader te stap vir die afskop van ons 21 dae van toegewyde vas en gebed en oor net 12 dae gaan ons as 'n gemeente, as ook vennote en ook vriende van ons gemeente vanaf Woensdag die 1 Januarie tot Dinsdag die 21ste Januarie op ons jaarlikse vas en gebedsreis. Nou, om jou te help, deel ek graag enkele gedagtes en wenke met jou oor hoe jy jouself kan voorberei met die oog op die tyd wat voorlê. Nou, die eerste stap natuurlik in ons voorbereiding is om te besluit hoe lank jy gaan vas en dan ook watter tipe vas jy wil onderneem. En om jou te help, heg ons vir jou 'n klein boekie aan in PDF-formaat. Gaan gerus deur die boekie, oorweeg biddende die tipe, die lengte van die vas wat jy wil onderneem. En dit alles natuurlik in agneming van jou eie gesondheid en ook unieke omstandighede. Vriende, dan is dit so dat 'n tyd van vas ook natuurlik ons gesinslewe raak. So gesels vooraf met jou gesin oor jou besluit om te vas en ook hoe dit jou daaglikse roetines mag raak. Dit gee julle die geleentheid om 'n bietjie saam te beplan, mekaar te ondersteun en natuurlik as ander gesinslede nie vas nie, help hulle om te verstaan waarom jy vas en vra dat hulle jou sal aanmoedig eerder as ontmoedig. Dan onthou ook, die krag van vas lê nie net in wat ons los nie, maar veral in wat ons doen om ons verhouding met God te verdiep. Besluit vooraf hoe jy jou dae gaan inrig. Dit is so belangrik dat jy spesifieke tye op sy sal sit vir woordstudie, vir gebed. En deur hierdie tye te beplan, sal dit jou net help om 'n mate van struktuur te hê sodat jy gefokus kan bly. Maak tyd om God ook deur lofliedere te aanbid. Ja, musiek kan jou gees geweldig lig en ook jou fokus versterk. Dan laastens, maar ewe belangrik, skryf jou gedagtes en gebedsversoeke neer. Dit sal jou help om jou geestelike groei gedurende hierdie 21 dae van vas en gebed ook te monitor. Dan wat ons liggaamlike voorbereiding betref, ja, dit is so dat enige tydperk van vas vereis dat jy fisies voorbereid sal wees en veral as dit die eerste keer is wat jy dit doen. En daarom stel ek voor dat jy begin om kleiner porsies te eet in die dae voor die vas. Dit sal jou liggaam net help om die aanpassing te maak. En dan natuurlik, baie belangrik, ook drink gereeld water. Dehydrasie kan vinnig inskop tydens 'n vas. Bly maar weg van plekke en situasies wat jou gaan aanmoedig om te eet en ja, wees realisties. Begin met 'n kort vas, as jy nie is tot die dissipline, moenie jouself oorweldig nie, groei stelselmatig in die dissipline in. En dan laastens, ouens, wees maar bedag daarop dat jy gedurende hierdie tyd van vas bepaalde uitdagings sal beleef, soos moegheid, hoofpyne of emosionele uitputting, veral in die begin van die vas. Nou, weet maar net, hierdie gevoelens is normaal en dit sal verbeter naarmate jou liggaam en jou gees aanpas. Onthou, jou vas is nie net 'n fisiese handeling nie, maar is 'n geestelike opoffering aan God. Moenie ontmoedig wees as jy sukkel nie. Onthou, God sien jou hart en jou opregtheid raak. Met 'n goed deurdagte plan en 'n gebedsvolle houding sal hierdie tyd van vas en gebed nie net jou verhouding met God verdiep nie, maar wees verseker dit sal ook jou geloof versterk. Hierdie is 'n heilige tyd vir ons. Tyd om nader te kom aan God. 'n Tyd wat ons lewens in lyn wil bring met sy wil en plan. Gaan in geloof en vertrou dat God wonderwerke in en deur jou lewe sal doen. Shalom.